as 'n pa. Môre moet. Môre pa. 'n Pa bietjie vis vang. Môre. Môre pa. Ook maar lekker deur die wind. Jy gisterand snoeker gespeel. Nee pa. Henrik het die verskriklikste maagpyn gehad. Was die heel nag op met hom gewees. Was omdat hy moes deesdae alles wat hy optel wil proe. Ah, kinders maak so. Kyk net hoe jy gemaak toe jy klein was. Hoeveel keer het jy nie grond gevreet nie? Baie keer. Teer ook, val toe ek leer bicycle ry het. Voel jy vanmôre beter? Ja pa, maar Jolanda het hom maar in elk geval dokter toe gevat. Ons wil nie weer so 'n nag hê nie. Ek hoop hy het nog geleer om nooit weer na ons se bak te raak nie. Het hy van die hond se kos geëet? Ja pa, beefy chunks. Eers gelyk of dit niks met hom gaan doen nie, maar hier teen 11 uur het ek gesien sy timing raak so 'n bietjie uit toe hy gelyk begin burp en backfire. Ja. Waar is my sidecutters? Ek gaan hierdie garage begin toesluit. Want as ek 'n ding soek, kan sy net weg voete gekry. Môre. Môre meneer. Spike, wanneer bring jy my soldeerbou terug wie jy geleen het? Môre. Môre meneer. Nou waarmee moet ek nou hierdie vlek sny? Hierso, Ah, daar. Spike, waar kry jy die mes? by jou geleen. Maar ek sal dit ook môre vir jou terugbring. Ek sien jy sommer die moeite spaar. Ek wonder as hierdie vleks nou sterk genoeg wees vir 'n ceiling fan. Gaan pa 'n nuwe ceiling fan insit. Ja, in die slaapkamer. Hulle sê dit hou die muskiete weg. Ek wil ook een koop, moes dit duur. Bou een. Liewer nie. Hoekom nie? Ek dink is 'n goeie idee. Is tog net 'n electric motor en 4 plywood plankies. Ons het 'n hele klomp ou electric motors daar by die werk. Is dit? Ja. Los dit. Vergeet daarvan. Ek is besig vanmôre. Spike, as jy iets kom leen, bring eers die helfte van my garage terug wat daar by jou is. Ek het net kom gesels. Ek wou niks leen nie. Die pa is lekker mislik vandag. Ek ook. Maar as ek te min geslaap het gisteraand. O, jy hoef niks verder te sê nie. Ek verstaan. Ek was ook jonk en jukkerig. Nielsie, kom ons speel buite. Vir wie gaan jy daai kaartjies stuur? Vir Sonja, sy verjaar volgende donderdag. Gaan jy vir altyd stuur? Nee, die een is vir iemand anders. Vir wie? Annetjie Gous, sy verjaar Saterdag. Blondgeld, doodmaak. Man, Annetjie stuur altyd vir my 'n kaartjie as ek verjaar. Dit sal mos om 'n skof wees as ek nie vir haar ook een stuur nie. Maar die kaartjies lyk dan dieselfde. Sonja gaan verskriklik kwaad wees as sy hiervan hoor. Maar sy gaan nie hiervan hoor nie. Want as iemand moeilikheid maak en vir haar gaan sê, sal daai iemand nooit weer kan sit nie, okay? Okay, ons sal niks sê nie. Nie 'n woord nie. Sip. Kom Nielsie. Blimpie, gaan help asseblief jou pa met daai waier. Eers sou ek dit te hoog genoem, jy te laag genoem, jy is nie stil genoeg nie. Ek is net bly ek hoef nie saam met hom te werk. Ek weet presies wat ma bedoel. Ek het hom gesê. Ek gaan hom nie help as hy so ongeduldig met my is nie. In elk geval wil ek die kinders vat om saam met my te gaan inkopies doen voordat die winkels toemaak. Ek dink nog steeds pa moet 'n elektriesien kry om haar ceiling fan in te sit, ma. Ja, maar hou dit liewerste vir jouself. Toe gaan help hom nou voordat hy van die leer afval. Ek sal nou maar, ek moet net gou hier klaar skryf. Het ma nie dalk vir my 'n paar seels nie? Ja, in die kas by die telefoon. Gaan help nou eers jou pa. Maar ek weet maar pa gaan my winkel toe stuur. 'n Ceiling fan het 'n motor in en daarvoor moet 'n mens 'n earth aansit. Daai 2-draad flex gaan nie werk nie. Baie slim. Toe loop nou voordat hy begin skreeu. Papi! Kom pa! Papi! Kom pa. Hoeveel keer moet mens jou roep? Ek kan nie met die een hand die ceiling fan vashou en met die ander hand koneksies maak nie. Hierdie flex gaan nie werk nie. Gaan koop vir my van daai wit draad. Met die 3 drade in. Okay. Sien maar. Waar gaan jy nou? Ek gaan seels skryf vir my kaartjies. Dan kan ek hulle pos. Ek waai sommer hier voor. Daai laaitjie soek. Hendrik, moet ek nie maar die myn bel dat hulle elektriesien uitstuur nie? Nee. Ek kan dit self doen en ek kan dit self doen. Vat net so 'n bietjie langer omdat ek nie regte tools het. Hendrik, jy het meer gereedskap as enige iemand wat ek ken. Maar jy pas nie jou goed op nie. As jy dit nie vir Spike leen nie, dan laat lê dit rond en dan verdwyn dit.
Roer jy, ek het nog 'n golfafspraak. Maandag bel ek die myn dat hulle iemand uitstuur om daai waier te kom insit. Probeer jy vir my sê, ek kan dit nie doen? Nee, ek weet jy kan dit doen. Is net ek is bang dit maak jou laat vir jou golfafspraak. Hey, yes! Pa moet my nie so laat skrik nie. Jy nog nie altyd nie. Seker aan die slaap geraak het. So lekker hier in pa se garage. Ja, jy mag vanaand probeer vroeg in die bed kom. Dit sal alles van klein Hendrikie afhang. Niemand wat nie self laities het nie, sal ooit kan verstaan hoe een so klein mensie twee groot mense heeltemal moedeloos moeg kan maak nie. Ja, ek verstaan. Maar dit gaan ook verby. Voor jy jou kom kry is hulle groot. Ek weet daarom nie. Op die oomblik voel dit asof die lewe net een lang nag is. Hy het so mooi gevorder met sy potty training en in een nag haal hy in op al daai doeke wat hy vir 3 maande lank geskiep het. Gaan nou huis toe en gaan lê op jou bed. En as Hendrikie nou weer beter is en gesond is, dan bring jy hom hier na ons toe en dan gaan julle alleen vir 'n naweek weg. Dit sal lekker wees, pa. Maar ek het nie nou die geld om te kan weggaan nie. Dan kom praat jy met my. Ek sien jou las, maar moet net vir niemand sê nie. Okay, pa. Dankie, pa. Bye, pa. Shit. Hoe lank staan jy al? Lank genoeg. Jy weet, Hendrik, die een oomblik is jy soos 'n beer met 'n kopseer en dan het ek lus en knoop jou. En die volgende oomblik is jy soos 'n groot ou teddybeer en ek het lus en vreet jou op. As die winkel so besig is, dan raak my kop skoon dol. Ag nee. Ag nee, my handsak. Ek moes dit in die supermark gelos het. En alles is daarin. Die huissleutels, alles. Kom ons ry daar terug en gehad dit, Tannie. Nee, dis nou al toe, my kind. Miskien is oom Hans in Wimpie hier by die huis. En oom Hendrik het natuurlik gaan golf speel. Nes ek hom nodig kry. Is niemand nie, Tannie. Wat nou? Waar gaan ons vandaan slaap? Toe maar ons sal voor dan in die huis wees. Kom ons gaan kyk of daar nie ergens 'n venster oop is nie. Toe, kom. Ek voel soos 'n inbreker. Kyk daar in die laai by die mikrogolfoond. Daar moet 'n spaarsleutel vir die agterdeur wees. Hierdie een, Tannie. Ja, bring hom nou hier. Dankie. Hoe kan ek so onnosel wees? Net vanoggend raas ek met die oom omdat hy sy goed altyd oral laat rond lê. En nou vang ek self so iets aan. My hele lewe was in daai dans. Vriendskap! Ek haat hierdie deure! Het oom nie die voordeurklokkie gehoor nie? Ja, ek het, maar toe ek by die voordeur kom, dis daar niemand nie. En toe hoor ek die geraas hierso. Sorry dat ek julle laat skrik het. Die Tannie se handsak is weg. Steel. Ek hoop nie so nie. Ek dink ek het dit by die supermark vergeet, daar op die toonbank waar 'n mens betaal. En alles was daarin. Die huissleutels, my chequeboek, my beursie, my identiteitsboekie, alles. As dit gesteel is daar probleme. Want dan weet hulle waar jy bly. En dan het hulle die sleutels om in die huis in te kom. Tannie, kan ek en Elsie vanaand by Tannie slaap? Toe maar, ek sal die oom vra om die slotte te verander. Well, thank you anyway, Mrs. Caridis. Okay. Bye. Nee, jong, daai handsak is weg. Sy sê sy het self die winkel gesluit en nie een van haar personeellede het so 'n handsak kom inhandig nie. My hele lewe was in daai handsak. Meeste van die goed kan 'n mens vervang. Maar daai houertjie met die baba-foto's van die kinders toe hulle klein was, is weg vir altyd. Ag, toe maar dol. Ek sal 'n bietjie gaan kyk. Dalk het ek nog die negatiewe erns. Ja, nou weer die agterdeur en die voordeur nuwe slotte.
Dankie tog. Ek nou vannag weer gerus slaap. Oom is ook maar lekker bang, hè? Jy sal anders praat as jy in die middel van die nag wakker word en 'n inbreker staat hier langs jou bed. Het dit met oom gebeur? Ja, 4 jaar gelede. Net toe ek by my dogterle beginne bly het. Ek weet hoe voel dit om in 'n waterbed te slaap. Oom het my nooit daarvan vertel. Ja, hoekom moes ek? 'n Verskriklike verleentheid gewees. Ek moes in die laaitjie se kamer slaap. En die inbreker was toe al die tyd 'n lewensgroot poster van Rambo. Hendrik, stuur asseblief vir Wimpie dat hy vir ons wegneem etes gaan haal. Die handsak besigheid het my so ontstel. Ek is nie lus om nou te kook nie. Ek wil net my wallet boek. Ek weet nie eens waar moet ek begin nie. Sodra die bank maandag oopmaak, sal ek vir hulle moet gaan sê dat my chequeboek en my kredietkaart ook weg is. Ek sien in die koerant sê hulle die werkloosheid en die hoë koste van alles veroorsaak dat die mense so steel. Hoe kon ek so agterlose gewees het? Nou? Hendrik! Mami! Nee, toe maar, dis net 'n kragonderbreking. Kom hier na my stem toe. Hier. So. Kom maar. Net die paniek nie. Ek weet wat is fout. Sê. Dis net die myns wat getrip het. Wat het die krag laat uitgaan? Dit het net so 'n blou vlam gemaak en toe trip die myns. Wat? Die ceiling fan. Ek sal liewer niks sê nie. Ja, oké. Ek sal maandag 'n spaakie kry om te kom kyk. Waar's oom Hans? Hier's ek, Waar was oom? Tuin. Hoe het oom so vinnig daar gekom? Adrenalien in 'n swak blaas. Blaas. Okay. Ma, kan ek asseblief ma se kar leen? Ek het dit dringend nodig, dis 'n krisis. Wie was op die telefoon? Annetjie Gous, sy het haar verjaarsdagkaartjie gekry, maar daar's 'n probleem, ma. Asseblief kan ek ma se kar leen? Ek moet die posman gaan onderskep. Wimpie, ek is jou ma. Jy kan my maar sê wat jou krisis is. Annetjie het die regte koevert gekry, maar binne in die kaartjie staan daar liewe Sons. En nou gaan Sonja 'n kaartjie kry waarin staan. Beste Annetjie. En 'n paar ander goed, ja. Daar's my sleutel. Liefste Ans. Hallo Tannie. Liefste Ans. Liefste Ans. Wie's ons? 'n Agterbakse twee gesig wat maak asof sy mense vriendin is. Nielsie, kom ons gaan speel buite. Kom. Julle wil seker gesels. Ek sal maar my boek in my kamer gaan lees. Geniet jy dit om 'n gek van my te maak? Na daardie skoolkonsert het jy hoog en laag gesweer daar is niks tussen jou en Annetjie nie. Maar daar is niks nie. Dis net 'n verjaarsdagkaartjie. Ek kan lees. Ek sien jou persoonlik kom gelukwens, want 'n kans om jou weer te soen, kan ek mos nie sommer laat verbyglip nie. Verskoon my as ek te reguit praat, maar jy het 'n bek waarin ek sommer heel aan kan soen. Dit was maar as 'n grap bedoel, Sons. Maar asseblief nie weer Sons noem nie. Hierdie keis is geskiedenis. Verby. Totsiens, Van Tonner. Het ma ons afgeluister? Is jy laf? Ek het net kom hoor wat was daardie groot slag. Nou werk hy ceiling fan soos hy moet. Ou Dik Bertus ken elektrisiteit. Hy's 'n elektriesien. Maar wat jy moet onthou is, jy is nie. Ag ja, oké. Wie kan dit nou weet? Jolanda, Albert, wat's fout? Wat's fout? Reggie, is in die hospitaal. Onder operasie. Observasie, stupid. Wag nou.
Hou op, huile, vertel ons wat gebeur het. Hy's nou heeltemal alright. Hy slaap nou en hulle gaan hom net daar hou vir die aand. Maar weet mos mooi dis alles eet wat hy in die hande kry. Het hy weer die hond se kos geëet? Nee, maar al het sy maag in elk geval uitgepomp. Shame. Is alles my skuld. Ek het te gou gepaniek. Maar toe Hendrik is die parafin en ek sien die leebak en kos toe. Ja, ons moet hom hospitaal toe. Het hy parafin gedrink? Dis wat ons ook gedink het. Dis eers toe hulle sy maag klaar gepomp het en hy gekalmeer het. Toe sê hy, "Mama, ek het gesien die hond het die parafin uitlang." En toe dink julle Hendrik het dit gedrink. Stupid hond. Stupid hond! Stupid ons! Arme Hendrik se maag was nou net reg. En wat het ons laat dit pomp? Wat is soort ouers is ons? Stupid ouers. Ja, baie stupid. Ag, toe maar, jy het net ooreageer. Dit kan met enigiemand het gebeur. Nee, Hendrik. Seker, solank Hendrik hier net alright is. Is hy alright? Ja, pa, hy slaap nou soos 'n engeltjie. Shame. Kan ek vir julle iets gee om julle te kalmeer? Nee, wat ma. Die dokter het my iets gegee om te drink. En vir hom 'n inspuiting en 'n klap. En julle het seker nog nie geëet nie. Is julle honger? Ek praat nie met jou nie, Hendrik. Ek gaan gou vir julle iets maak. Kom saam, Jolanda. Stupid box. Ja. Ja. So maklik om 'n pa te word, maar om een te wees is iets heeltemal anders. Maggie? Maggie! Wat is dit, oom? Wat kry ek hier op die stoep? My handsak. Waar kry oom dit? En die briefie? Ek wou die handsak steel, maar toe ek die foto's van jou kinders sien, het dit my baie gebodder. Ek is ook 'n ma. Toe vat ek maar net die geld en die lipstiek. Sorry. Ai, foei tog. Foei tog. Dis die skelm wat jou handsak gesteel het. Ai, oom, 'n mens moenie oordeel nie. 'n Mens weet nie wat in die vrou se lewe verkeerd geloop het nie. Dis die probleem. Ons is te sag deesdae op misdadigers. Vat nou maar daai skarminkel wat sy eie ouers vermoor het. Toe gee hulle hom versigtende omstandighede, want hy's dan nou 'n weeskind. Hier is julle koffie. Toe. Julle is nou hier. Praat. Ek en jou ma kan dit nie meer vat dat julle so dikpek by die huis rondloop nie. Tannie, sê asseblief vir hom, ek is net hier omdat my ma gedreig het om my gremering weg te smyt. Maar sê asseblief vir haar, ek is net hier omdat ek hier bly. Dis heel toevallig dat ek nou in die kombuis is. Ek gaan nie hier staan en julle tolk wees nie. Toe kyk vir mekaar. En nie o, so. Praat. Sons. Is dit al wat julle vir mekaar gaan sê, wimps en soms? Vergeet dat ek hier is. Maak asof ek hier bestaan. Ek het jou vreeslik gemis. Ek ook, dit was die langste week in my lewe gewees. Kom ons stap gou kafee toe en gaan drink 'n milkshake. Okay, op een voorwaarde. Jy los my nie vir 'n oomblik nie. Waarheen gaan hierdie ander twee clowns? Hulle gaan net vir die naweek na die plesieroord. Maar hierdie plesierbord se nommer as daar 'n probleem is. Daar sal nie wees nie. Dis nie die eerste keer dat ek na Hendrikie kyk nie. Toe, gaan ontspan en geniet dit. Dankie ma. Thanks pa. Nou, hoekom gaan julle na die plesieroord toe? Behalwe swem is daar niks om te doen nie. Ons weet oom. Okay, bye. Bye. Shame. Dit sal hulle goed doen om so 'n bietjie alleen te wees.
Hy wag, ek moet gaan kos maak. Waarvoor is julle twee lus? Hoe lyk dit met so 'n klein dubbeltjie? Dit kan oom self skaf. Wanneer gaan ek en jy weer alleen vir 'n naweek weg? Sodra jy 5 kg verloor het. Oom ken nie dalk 'n goeie crash diet. Hey Hendrik. Hallo Spike. Hy probeer so 'n bietjie gewig afskud. Daar sê, amper al daar. Ek het sommer al jou tools teruggebring. Jy kry wat op. Jy was nou die dag so beneuk. Ja, maar mense raak lekkerde dinges in as jy weet jy het 'n tool en jy kan hom nie kry nie. Jou probleem is, jy leen jou goed te maklik uit. Wat ek maak, jy vra daar altyd so mooi. O, mooi praatjies Leonardens kry nie. Ek het my gepeter in die garage heeltemal opgegee. Hoekom? Ek oorskat my eie handigheid. Ek sien soos jy wat sommer alles kan doen nie. Myself nog eendag lelik vir ongeluk. Waar kom my pleisters vandaan? Die apteek. Ek bedoel, wat het gebeur? 'n Ou draaibank se motor is definitief te sterk om 'n ceiling fan te dryf. Ek het jou gesê dis nie 'n goeie idee om jou eie ceiling fan te probeer bou. Ja, ek moes nie jou geluister het. Môre kom hulle vir my in die sitkamer 'n nuwe ceiling insit. Wat het gebeur? Ek het die motor in die balke vasgeskroef. En toe ek die fan aansit, toe het dit vir eers nogal mooi gewerk. Maar toe begin daai fan so 'n bietjie te wobble. En toe word die wobble al hoe erger. En nog voor ek die krag kon afskakel, toe ruk daai motor los en kom hy hier na my kant toe soos 'n monster woerwoer wat besurk geraak het. Jy kon lelik seer gekry. Ek het, kyk. Dis toe die fan die bank tref en daai plywood lemme splinters word. Nee, En toe die stof gaan lê, toe lyk my ceiling soos 'n sif. My vrou is so kwaad. Sy en die tweeling is vir 'n week na 'n ma in Bloemfontein toe. Maar sy's reg. Ek is nie 'n handyman se gwar nie. enige mens kan 'n fout maak. Beloof my net een ding. As ek ooit weer by jou kom tools leen, moet jy weier. Lieg. Sê jy het dit nie. Enigiets. Leen my net nooit weer iets nie. Okay. Dan loop ek maar. Ek moet nog die rusbank na die upholsters toe vat. Bye. Bye. Jy het nie dalk vir my 'n staple gun wat ek kan leen net om die materiaal vas te stapel nie. Nee. Ek toets jou net. Nee, maar ek het nie een. Jy's goed. Jy's goed. Hendrik is goed. Hy kan 'n mens in die oë kyk en lieg soos 'n vlieg. Jy weet, as ek jy was, dan klap ek hom so hard dat hy dink hy's omsingel. Simpel nou nie. Klont kop. Leek my baby wakker skreeu wat. Daar gaan hy nou. Sien jy wat jy gedoen het? En nou gaan hy aanhou skreeu tot Jolanda terugkom en dan wil sy by my weet hoekom. Nee, ou, bet dat hy hom aan die slaap maak, is sy skuld. Ja, toe. Gemaak hy laat in die slaap, jy kan voel hoe wat 'n laaitie se geskreeu in 'n mens kan doen. Toe. Ja, okay, ek sal hom weer laat slaap. Dat is die beste deel gemis. Toe maar ek rewind dit gou. Wimpie sal sien as hy laat eers huil, hou hy nie op voor jy nie ook huil nie. Hy het opgehou. Sal ek gaan kyk? Nee, wag, is goed om waar te wees. Miskien haal hy nie nou net 'n diep asem in vir een van daai fire brigade siren skreeus van hom. Ek dink ek moet liewer gaan kyk. Nee, wag, ek sien pa, ek sal gaan kyk. Toe, jou laaitie is stil. Waar het iemand hom aangevang? Ou triek wat ek by Koert gesien het. Hy het dit altyd met sy baba sussie gedoen. Wat?
Man, ek het net my duim so in sy mond gesteek en toe begin hy sommer dadelik suig. Sien hy dink is sy ma se. Toe maar. Dis weet. Ja, en toe vat ek sy dummy en vryf hom warm teen my hemp. En in die middel van 'n suig, ruil ek my duim vir sy dummy. Maklik. Ek hoop jou duim was skoon. Wel, as dit nie was nie, dan is dit nou. As my kind gaan siek raak van jou vuil vingers, dan warg ek jou. Hallo, ons is terug. Slaap hy nog? Ja, dam in die mond. En sy moes saamgekom het. Dit was een van die beste bestelpartytjies waarby ek nog was. Daar was die pragtigste onderklere. Het maar iets bestel. Nee, net 'n nagrok. Die onderklere was 'n bietjie te gewaagd vir my. Het jy ietsie gekoop? Ja, maar ook maar net 'n nagrok is al. Moenie worry nie. Waar's pa? Hy's tog besig in die garage om sy vispap te maak. Ek is bly jy maak die stinkgemos hier buite. Hallo. Hallo Dol. Hoe was die party? Die paar seksie goedjies gekoop. Nee, net 'n nagrok. Maar jou oë sou uitgebeel het as jy die goed kon sien wat hulle daar gehad het. Jy moes gekoop het. Rust het natuurlik weer die gewaagste goed bestel. Daai vroumies kan nou eenmaal nie aanvaar dat sy nie meer die figuur van 'n tiener het nie. Ag, sy lyk nie vir my so sleg vir haar ouderdom. Wat weet jy? Jy moes gesien het hoe sy gelyk het toe sy van die goedjies aangepas het. 'n Mens kon nie sien of sy sukkel om maar in te kom of sukkel om maar uit te kom nie. Jy moet dit vir my pa gaan vertel. Hy is hier nie. Is Vrydag. Ek weet. Hendrik, ek dink jy moet 'n draai gaan ry daar by die hotel. Kyk. En maak tog hierdie garage deur oop dat jy die stank kan uit. En jy sê nog jou storie verander oor hierdie stinkpap as ek môre huis toe kom met die beker. Gaan jy jou pa saamvat? Nee, hy mag ons nie hierdie jaar in die kompetisie vang nie. O, hier's julle. Ek is nou so de vetter julle en ek kan slange vang. Kyk hier, damn cheek wat die vroumens het. Ek word gedagvaar omdat sy met haar kar deur die car wash ry met 'n oop sunroof. Wie is die vrou pa? Doris Kelly, sy bly hier agter in Skuldbult. Sy dagvaar my. Dis nou skielik dubbele longontsteking en haar kar se seats wat vrot en seep in die oë en haar R60 perm wat verwoes is. Nee. Ja, en 'n R300 rok wat gekrimp het. En verder is daar shock and pain and suffering en boonop eis sy nog vir loss of income and extension of third party fire and theft. Wag, het ek sien Er pa. staan alles daar. En meneer de Sousa by die garage sê ek moet maar liewer buite die hof skik. I want no trouble, sê hy. Jy sien, hy is bang iemand kom krap daar in die garage se boeke en belasting en sulke dinge. Settle outside of the court, I want no trouble. Dit ruik. Ja, dit kan jy weer 'n keer sê. Mens kan amper nie asem kry hier binne. Nee, pa, Maggie bedoel. Ek weet wat Maggie gesê het en sy's reg. As jy daai pap in die water gooi, dan klim die babers uit en wurg hulle self op die wal. Wat gaan pa nou doen? Nee, ek gaan nie betaal vir haar stupidheid nie. Eintlik behoort sy my te betaal vir die gratis shower en shampoo wat sy gekry het. Sê wie jy laat ek sê? Waar het jy nou ooit in jou lewe gehoor van 'n mens wat in 'n car wash inry met 'n oop sunroof? En so goed jy ry op 'n bicycle daardeur. Sy was nog nooit na haar lewe so skoon. Pa, hulle behoort die garage te dagvaar, nie vir pa nie. Sy moet my maar hof toe vat. Het pa gesien wie haar prokureur? Ja, Dirk Pieterse. Hy is ook die voorsitter van die Hengelklub se tugkomitee. Sê jy vir my of vra jy vir my? Ek sê vir pa, maar dis die ou wat pa verlede jaar geskort het dat pa nie hierdie jaar in die hengelkompetisies mag deelneem. Ag Hendrik, die hele dorp weet dit. Maar almal weet ook ek is nie die enigste ou wat 3 kompetisies na mekaar met dieselfde baber gewen het nie. Ja, maar pa is uitgevang. Los nou die hengelklub. Wat gaan pa doen? Nee, ek sal maar moet hof toe gaan. Al is Dirk haar prokureur. Ja, dis dan 'n groot verskil tussen 'n baber en 'n nat streepsak by 'n kompetisie insmokkel en om met 'n oop sunroof en 'n car wash in te ry. Nee? Ja, ek was uitgeslaap en sy was aan die slaap. Ek moet gaan kos maak. Hendrik, maak tog daai garage deur oop dat die reukie kan uit weg van die kombuis af. Man, dit vir die visse is dit geur, flavor. Dis die boeket van die pap. Wag, Jy mors jou tyd, Hendrik. Gilbertson gaan tog weer wen. Wat? Verlede jaar was sy kart net 2 gram swaarder as myne. Ja, maar hy gaan hierdie jaar weer wen met daai selfe kar.
Hy het hom in daai plastiek poel van hom met die hand groot gemaak. Die ding is so mak as jy roep Lucky, dis sy naam, dan kom hy. Ja, net oor pa dit nou met die Barber gedoen het, nou dink pa almal doen het. Ag man, daai Barber het vir julle 3 toasters gewen. Was 2. Hulle het die laaste een teruggevat oor hulle pa uitgevang. Dit is nie nodig om hare te kloof nie. Ma sê die pap stink so het gaan my kind wakker maak, pa. Rubbish, man. Het jy al opgeskep? Nee, nog nie. Ek het vandag vir ou Swannie hoor praat oor 'n nuwe wortelresep vir karp. Nee? Hy sê hulle karp al die pad van die Vaaldam tot in Orkney laat swem. Boeltwang, man. Nee, dit werk glo oupa. Hy sê jy vat 'n wortel, week dit vir 24 uur in brandewyn en dan gee jy dit so vinnig gedoop in 'n bietjie breikvloer. Is dit so, né? Brandewyn en breikvloer? Hy nooit. Ja, oupa. Nou sit jy nou 'n stukkie van die wortel aan jou hoek. As die karp nog so lekker stroom af so, maar slat hy net daar briek aan as die klank van die breikvloer omtref. En dan ruik hy die brandewyn. En dan sit visie verby. Hy hap hy wortel en probeer hom soos 'n spons leegsuig en dan hak hy hom. As Swannie sê jy kan maak wat jy wil, maar daai vis los nie die brandewyn wortel nie. Nee. Ek het in my lewe nog nooit so 'n bol twak gehoor nie. Nee, dit werk, oupa. Ou Swannie sê hy het 'n idee gekry, maar so baie mense van hom al gesê hy suip soos 'n vis. Nou weet ons in watter toestand hy was toe hy die idee gekry het. Pa, maar die pa moet kom eet. Sis! Dis die pap! Dankie vir die ete, ma, pa. Bye. Kom. Bly versigtig. Dankie, Hendrik. Die deur het geglik. Nou sit arme Jollie weer die hele nag met hom mansmense. Sorry, man. Jy moenie jou naels so beplak nie. Dit moet kan asemhaal. Ag, dit lyk goed as mens minder as 5 lae opsit, ma. Jy mos jou naels op, maar wat weet 'n ma nou? Niks wat ek doen is ook reg. Ja, niks wat ek sê is ooit reg nie. Hulle sê malligheid is oor erflik. Die ouers kry dit by hulle kinders. Dis wat. Ou Spike het hierdie katrol so opgeding as ek sommer lus en sê hy moet vir my 'n nuwe een koop. Pa wil mos alles vir hom uitleen. Ag, hy sukkel ook maar, yes. Jy weet met daai klomp kinders en sy salaris. Hoe sê hulle? Love thy neighbor. But choose thy neighborhood. Wat lees pa? Wat sê die reg? Huh? En wat sê die reg? Boggerol van 'n car wash of 'n sunroof. Nee. Ek sou pa maar na 'n prokureur toe vat dat ons net hoor hoe staan pa se saak. Miskien was dit pa se verantwoordelikheid om te sorg dat alles toe is voor sy daar inry. Twakman kan sy nie lees nie. Die wet is 'n snaakse ding. Dis nie net reg of net verkeerd nie. Daar's baie des nie teenstaandes en des ondankse en des te damn complicated en des hoekom pa die prokureur moet gaan. En waar de duivel dink jy moet ek deze geld vandaan kry? Waar gaan pa die geld vandaan kry as hy die saak wen? Man sy het nie 'n kat se kaas nie. Nee, ek sal maar maandag bel en met Sherman, Schulman en Venter 'n afspraak maak, dan gaan kyk ek en pa net daar hoe saak staan. Dit sal nie duur wees. Ja, nou goed. Jy weet as daai Kelly vroumens nou 'n man was, het ek haar opgevet koekiesfontein. Oupa. Ag, sorry ou girl. Maar ek is so omgekrap. Ek is nie eens lus om vanaand TV te kyk nie. Shame, dink pa oupa gaan in die moeilikheid kom. Hy's klaar in die moeilikheid. Ons dan nou net daar uitkry. Wat is vanaand op TV? Sport. Sê jy vir Wimpie, hy met die bakkie in die garage gaan trek en dan laai die stokke. Jou ma se kar maar onder die afdak staan. Ek sal vir pa duim vashou. Wat is die eerste prys? 'n Toaster.
Tweede prys is 2 toasters en derde prys 3 toasters. Wat maak jy? Niks. Dit het nie so gelyk nie. Man, ek het net die viskas reggepak vir môre. Pa sê jy moet die bak in die garage trek en dit laai. Ja, okay. Is daal wat jy kom sê? Ja. Dankie. Jy kan nou maar spore maak. Goodbye. Toe loop nou. Wat steek jy weg? Niks. As jy weer begin skelm oor ek vir pa sê. Is jy laf? Wimpie, sê vir my wat jy wegsteek of wat? Ek gaan sê vir pa van 'n oorsese tydskrif wat jy in die buitekamer se dak wegsteek. Dis kortsin. Wat soek jy in die buitekamer se dak? Wat steek jy weg? Dis niks man. Net klein sinkertjies. Kyk. Okay, het hulle nou gesien. Toe loop nou. Nou, hoe steek jy dit weg? As pa môre 'n vis vang, sal die sinkertjies help om so 'n bietjie ekstra gewig aan die vis te sit. Wat? Hoe? Jy gooi dit in die vis se keel af. Hoe het jy dit geleer? By oupa. Ja. Skelm en oneerlik. Ag man, pa het los daar met 2 gram verloor. Hierdie sinkertjies is net daar om so 'n bietjie te help. Pa sal nie eens daarvan weet nie. Tensy jy dit gehoor vertel. Maar jy het beloof om te shut up, né? Ek weet niks en ek wil ook niks weet nie. En ek wil nie voel wat jy gaan voel as hulle pa se vis oopsny en 'n pens vol loodbolletjies kry. Almal doen dit, man. Die gemors met die car-wash smokkel so met my kop. Ek droom glad ek word gefonnis om 500 karre met die hand te was. Toe maar oupa, alles sal regkom. Wys nie jou net hoe maklik jy deur net jou werk te doen en niemand te pla nie. Net deur ander mense se stupidheid hoe maklik jy in die gemors kan beland. As dit jou pa is daai, dan weet ons hoe hy gevaar in die kompetisie. Ma, ek dink pa is terug. Ek hoop nie daar was 'n bekleierery by die rivier nie. Ek is nou so dat dinge is en ek kan slange vang. Wel, as 'n mens nie 'n vis kan vang nie, is 'n slang seker maar die tweede beste. Hendrik, wat het gebeur? Vra vir Wimpie. Het jy gesê? Man, bly stil. En die eerste is wat was die eerste prys? 'n Toaster. Nee, 'n mikrogolfoon. Wat? Ja. 'n mikrogolfoon. En ek moes gewen het. Ek het die swaarste vis gevang. Ek moes gewen het, man, dit was net so 'n rekordkar. Was dit die grootste vis of die swaarste vis, pa? Wat was aan die fout? Ek is gediskwalifiseer. Jy het verkeerde gat gebruik. Nee, pa. Dis toe ons inweeg. Toe het hulle my vis bevoel en bekyk en hulle het hier aan sy pens gedruk en sy vinne opgelig. Ek dacht eers is oor dit so 'n ordentlike karp is, maar toe sien ek dit op vir die eerste keer. Wat? Net onder die rug van 'n tattoo. Jy speel seker. Is maar, ek het dit ook gesien. Wat se tattoo was dit? 'n anker met mother onderaan. Nee, pa, hier onder die rug van net 3 kolletjies. En toe kon verskeer hulle my karp glo as evidence en hulle diskwalifiseer. Maar hoekom? Hulle sê dis 'n gemerkte vis en as ek nou wil betoog daarteen, dan moet ek maandag aand voor die tugkomitee verskyn as ek nog lid wil wees. Maar ek verstaan nie, wat is 'n gemerkte vis en wie dit gemerk? Ja, ek weet nie. En al wat daai dik Pieterse kan sê is aartjie na sy vaartjie. So pes. En teen daai tyd was ek so die ding is ingewees toe ry ek. Maar maandag aand gaan ek hulle sien en dan sal hulle moet verduidelik. Hendrik, sê my net een ding. Het jy daai vis daar in die rivier gevang? Ja, pa, vra vir Wimpie. Nee man, ek vra vir jou. 2 mense lieg altyd makliker as 1. Pa, ek het daai vis in die rivier gevang gedurende die kompetisie met my eie stinkpap, ek lieg nie. Ja, ek glo jou, sover. Maar nadat jy hom gevang het, jy hom nie dalk so 'n bietjie swaarder gemaak nie. Pa, ek druk nie gewiggies in 'n vis se keel af nie. Dis die eerste ding waarna hulle kyk. Nou, ek vra maar net. Vra ek sommer vir Wimpie, oupa. Jy moet daai vis gelok. Nee, pa, nooit. Ja, okay. Ek het lood saamgevat. Net in case pa so gram of 2 nodig gehad het. Maar pa se vis was by verre die grootste. Die sinkertjies is nog net so daar in die lap onder in die viskas. Pa kan maar gaan kyk. Ek is lus en looi jou, net vir inkeis. Met so geliegery wen 'n mens nie, man, dis lieg. Wel, ek sou dit nou nie so stel. Ja, nee, ons weet hoe pa daaroor voel, maar ek verskil.
Ek verloor eerder eerlik as wat ek met 'n vernekery wen. Dis hoe jy hier binne voel wat tel. Oh, wie het gewen? Giel. Giel Basson met sy Lucky. Ek wonder hoe hy nou hier binnekant voel oor daai mikrogolfoond. Pa, Ek sal maar maandag aand gaan uitvind wat is die storie van die gemerkte vis. In elk geval is net pa wat gedink het ou Giel het verneek. die hele spul klink vir my na geknoeiery. Dis onregverdig. Maar as dit dan nou so onregverdig is, dan kan hulle die reël seker so 'n bietjie buig. Niks is ooit regverdig, nie die hele wêreld is onregverdig. Voeltjies eet wurmpies. Vir die wurmpies is dit nie baie regverdig nie. Ja, pa, kom ons vergeet nou maar die hele besigheid. Ons sal maandag weet wat aangaan. Al wat ek weet is hulle skuld my 'n mikrogolf oond. Of voeltjies nou wurmpies eet of nie. En of daai vis nou getattoo was of nie, ek het gewen. Ja, toe nou. Ons sal maandag hoor. Maar ons gesien het wat met oom Swannie gebeur het. Wat? Hy het die grootste baber gevang wat ek nog ooit gesien het. Maar die ding het nie eens wat klein nie, hy het net so slap aan die hoek gehang, asof hy getrek was. Wimpie, jy weet nie dalk of hy as aas 'n wortel gebruik het nie, hè? Ja, hoe weet oupa dit? Nee, ek het maar net gewonder. En oom Poen Pienaar het 'n bicycle gevang. Ek hoop nie julle pa verloor sy humeur daar nie. Ek bekommer my meer oor oupa. Hy sal nie 2 keer dink om dinge so met sy vuiste reg te maak nie, en dan sal hy eers in die moeilikheid wees. Wil jy die laaitjie wakker hê of wat? Vat hom na my kamer toe. En maak seker dat hy mooi toe is. Ja. Nie asof hy ure so staan en jou speel met daai pram. Ja, oupa kon nog nooit sy hande van enigiets met wiele afhou nie. Is 'n wonder hy pram het nog nie mags en wides op. As jy iets te sê het oor jou ou boet, sê dit voor hom. Liewer nie, maat, gaan van Niels net idees gee. Dan moet ek 'n GT pram oral rond. Hoe laat is pa Lali wegmaak? Voor 4. Hulle is eers na die prokureurs toe oor oupa en dan is jou pa 5 uur by die klub. Maar ek begin ook al bekommerd raak. Die tugkomitee besigheid behoort dan seker nie langer as 'n uur te vat nie. Hang af hoeveel daar is om te tug. Jy klaar met jou huiswerk? Amper maar. Ek kan nie behoorlik onder al hierdie spanning werk nie. Maar jy kan sokker kyk. Dis ontspanning. Ontspan tot jy dryp. Dan sal jy sien hoeveel spanning aan hierdie huis kan wees. Ja, maar vra my. Wat bedoel jy? Wel, toe ek en Niels vir Male moes kom sê van klein Hendrikie. Ek was so gespanne, my haar het gepump sonder 'n pump. Daai laaitjie slaap nie. Hy lê net soos 'n battery op charge. Supercharge tot 2 uur vannag. Dis in elk geval altyd ek wat moet opstaan. Al wat Niels altyd doen is hy steek sy been by die bed uit, sit sy voet op een van die wiele en rol hom heen en weer. Arme Hendrikie wieg so. Hy weet nie of hy kom en of hy gaan nie. Ja, maar dit werk. Ek sal iets daai pram doen. Daai wielietjies is so dun. Ek het die oulikste stel go-kart mags gesien. Dan kan ek hulle modify maar op te pas. Ou boet. Vir jou lees ek soos 'n boek. Hoekom? Toe, wat sê julle nou? Hendrik, het jy gewen? Ja, hoe lyk dit? Ag, is En dis net vir jou. wonderlik. Dankie. Sit hom daar neer. En toe, wat sê hulle van daai getatoeëerde vis? En daai getatoeëerde vis kom hier bo van die proefplaas af. Ek glo besig met een of ander eksperiment met visse in 'n tank. En Vermeulen wat die beoordelaar was. Hy was nou al daar by die proefplaas en toe hy nou die gemerkte vis sien, toe dog hy ek het hom daai uit een van die tanks gaan leen en die ding ingesmokkel om met die spesimen te wen. Maar hoe kom die vis toe by jou hoek uit? Hy was dan nou in die tank. Ja, daar langs die rivier. Maar verlede maand toe die rivier nou so hoog opgestoot het dat die proefplaas 'n hele eksperiment met tank en visse en sommer 'n 4-wheel drive en 'n bicycle alles in die rivier afgestoot. Dis seker die bicycle wat oom Poen Pienaar gevang het. Nee,
Daai karp kon nie my stinkpap weerstaan nie. Ek het fair and square gewen, daar's die evidence. Hoop hulle het pa verskoning gevra. Hulle kon nie genoeg apologize nie. Hendrik moes hulle toe die gaan terugvat van Gielbas sonder af. Nee, hierdie is 'n nuwe ene. Kyk, daar's die tape nog daar staan. Remove this tape before using. Nogal uit die Kersfees van die klub gekoop. En volgens die rekords van die klub is Giel nou amptelik tweede en ek is nou amptelik eerste. Geluk pa. Dankie, ou. Ou Giel se vrou het klaar haar oond gebruik en toe moes hulle vir my 'n nuwe ene koop. Wie wil nou 'n tweedehandse eerste prys hê? Ek as maar dit nie wil hê nie. Ou boet, waar val jy uit? Hey, En as pa so stil is? Nee, ek wag maar net dat julle eers gewoond raak aan julle nuwe microwave. En dan sal iemand dalk miskien onthou dat ek 'n kans staan om 'n tight klap by die lang arm van die gereg te kry. Wat het die prokureurs gesê, pa? nee, so my Hey, jy het jou ding gedoen, laat ek nou my ding doen. Dankie. Ek is los. Charlie gaan nie meer dagvaar nie. Geluk oupa. Dankie. Wat 'n verligting. Ja, jy weet, en as ek nie van nature so skrikkerig was vir die hof nie, het ek haar nou gedagvaar vir pyn en suffering en die worry wat sy my laat deurgaan het. Het sy sommer net so besluit om die dagvaardiging terug te trek? Nee, maar daar was 'n geweldige stryery en 'n bekleierery en amper nog 'n skeierery. Tussen die Kelly vrou en haar man. Nee man, tussen Gielbason en sy vrou. Jy weet die eerste ding wat sy in haar microwave gemaak het, was 'n visdis met Lucky. Hoe nou? Daai Kelly vroumens en haar man is lankal al geskei, geen man sal met haar kan huishou. Maar hoekom het Basons en Lucky nou by die dagvaardiging uit? Maar het ek nou gesê hulle het iets met mekaar te doen? Die hele gesprek voel vir my nou nes skool. Ek verstaan niks. Doe maar Poeksie, ek ook nie. Nee man, Schulman het vir Pieterse gesê, die vroumens het geen voet om op te staan nie en binne 10 minute het die dagvaarding teruggetrek. Soos blits. Wat ek nie kan verstaan nie is hoekom het Pieterse die saak in die eerste plek gevat. Man, 'n man met vrou en kinders sal enigiets doen vir geld. Of hoe sê hulle? Agter elke man staan 'n vrou wat niks het om aan te trek nie. Wag, ek moet gaan opskep. Kom help my eens. Bring my mikrogolf oond, Hendrik. Maggie, Ja. ou Betty laas aan stuur dit. Sy sê die posman het dit daar afgelewer toe jy nie vandag hier was nie. Sy sê dit was so half oop. Maar al my pos en pakkies wat daar aankom is altyd so half oop. Dis seker die nagrok wat ek bestel het. Dis 'n fout. Ek het 'n oudtydse linnenagrokkie bestel. Wel, dis een uit die good old days daai. Laat ek bietjie mooi sien. Maak nie saak wat jy daarvoor betaal het nie, is 'n bargain. Dis die nagrok wat ek bestel het, ma. O, Dis mooi. Jy reg, Sonja? Jy lyk fantasties. Kom, staan mooi in die middel. Jy lyk so mooi, my oë traan sommer. Ek weet nie of ek my lus is om vir die kompetisie in te skryf nie. Ek voel soos 'n gek. Nooit. Dink net aan al die pryse. Ja, alwaarin jy dink is die kamera wat die fotograaf van die weninskrywing kan wen. Nee, ek kan vir jou 'n brief gee. Op hierdie oomblik dink ek glad nie daaraan nie. O, waaraan dink jy dan? Kom ons neem liewer die foto's. Wat moet ek doen? Pose, maar kyk direk in die kamera, asof jy deur die lens in my oë kyk. Ja, so. Net oorhaal. So, daar sy. Maak nou 'n ander pose. Ja, dit lyk sexy. Ja, maar kyk weer direk in die lens, deur my oë, deur die kamera in my oë. Ja, dit lyk pragtig, maar ja, vry na die kamera. Ja. Nee. Dit lyk heeltemal te sexy. Ek verloor my fokus. Ek tog tennis toe wil hê ek moet doen. Ja, seker, dis net ek raak nogal jaloers as ek dink dat jy vir honderde ander ouens so gaan pose as hulle na jou foto in 'n tydskrif kyk. Ek weet verseker Koert gaan dink ek so na hom.
Ag, Wimps, jy weet mos waar die kyk is net vir jou. O. Dan hou ek daai foto vir myself. Kom ons vergeet liewer hiervan. Ek sal tog nie wen nie. Okay, nee, wag, ek jammer, ek sal nie weer so kinderagtig wees nie. Kom, pause weer. Ja, dit lyk pragtig. Maak weer so met jou mond, dis pragtig. Ja. Daar's dit. Dog jy spasie binne besig om te welds vir daai flash afgaan. En wat is julle twee besig om te doen? Ek neem foto's van Sonja. Dit kan ek sien. Maar as dit nie onwettig nie, blou foto's. As jy lag. Wimpie gaan my inskryf vir Face of the 90s. Maar dan moet eintlik mos net 'n gesigfoto van jou neem. Mens moet 3 vollengte foto's en 3 close-ups instuur. Oei, ja, dis slim, want wat help jy the Face of the 90s met die body van 'n bus? Probeer jy vir my iets sê? Nee, jy's 'n Formula 1, ja. Jolie het ook destyds ingeskryf vir Face of the 80s, maar sy het nêrens gekom nie. Seker oor die foto wat sy ingestuur het van haarself in die bubble bath. Seker omdat haar ma ook die foto geneem het. Die fotograaf het buite in die gang gewag. Glo jy daai storie? Ja, maar dit was enikeis lank voor my tyd gewees. Maar moenie oor my worry nie, gaan aan. Ek kan nie pause as jy so vir my kyk nie. Ek kyk aan die kant, ek sliekietjie neem. Ek praat met jou, Niels, nie met Wimpie nie. Lyk nogal cheekies hier so met jou hande op jou heupe staan. Sê cheese. Cheese! En? Wat is hier aan die gang as ek mag vra? Jy mag, want as jy met jou hande op jou heupe staan, beteken dit net moeilikheid. Maar ek moet soos 'n fool in die kar sit en wag. En al wat jy moet kom doen is vinnig pa se slaapsak leen. Jy kan mos sien pa's nie hier nie. Pa's nog nie terug van die werk af nie. Ja, dis snaaks, hy kom nooit gewoonlik so laat terug nie. Ek dink die slaapsak is in die huis, gaan vra maar vir ma. Jolanda, ek hoor jy destyds so Face of the 80s ingeskryf. So what? Maar ek het ten minste 'n professionele fotograaf gehad. Nie 'n skoolkind wat met 'n mik en druk in 'n garage. Kyk, is nie een van 'n ander skoolkind met next to nothing aan nie. Ek dog jou ma die foto geneem. Sy lag. Wat het jy aangehad? Ek was in 'n bubble bath. Dis baie nie klere aan nie, stupid. Kom. Okay. As ek nou alleen een van die werk se karre was, het ek dit gerol. Kan jy self vergeet of my die tydskrif te los wat ek vir my taak nodig het nie? Nee, ek het jy so 'n paar al uitgesoek. Ek sal hulle in hierdie hoop op die tafel vir jou los. Baie dankie, Tannie. Is Neelsie klaar gebad? Hy was, maar nou stort hy weer en hy sy ander pyjamas ook moet aantrek. Hoekom? Ek het vir ouma gesê sy moet hom nie kill nie. O. Ek sal hom gaan jag, Tannie. Dankie, Rietjie. Hallo Dol. Jammer ek is laat. Ek wou nie die kinders moet wag nie tot ons maar geëet. Jy kon darm maar gebel het. Jy weet mos na daai laaste mynongeluk is ek baie op my senuwees as jy so laat kom. Ja, maar nou weet ek ook al jy het nou al teen hierdie tyd klaar die myn gebel om te hoor of ek boegronds is. Baie slim. Gaan was jou hande en kom eet. Ek bel omdat ek bekommerd is. Nie omdat ek op jou spioneer nie, maar miskien moet ek. Want jy het my nog nie gesê waar jy was nie. Ag nee man, Hendrik. Moenie jou hande in my opwasbak was nie, met my vaddoeke afdroog nie. Gewonder die kinders doen dit nie, is by jou wat hulle dit sien. Maar hoe anders? Jy sê ek my hande gaan was en dan begin jy praat. As ek loop dan sê jy weer ek loop terwyl jy besig is om te praat. Sorry Dol. Ek het net na werk daar by jou vis van Wyk langs gery en toe raak ons aan die gesels. Die mynkaptein. Ek het nie geweet jy's maats met hom nie. Ja, selfe belangstelling. Jy geweet hy was amper 'n springbok. Springbok wat? Diepsee visvang. Ek het hom gaan vertel van daai visvang toer waarvan ek gelees het in die stywe stokke. Sy bargain. 5 dae se visvang, hotelkoste, boot, aas, vliegkoste, alles ingesluit. Vliegkoste? Maar mens moet 6 wees. Ja, jy kan marlyn vang daar. Waar? Ek sê mos ek het in die stywe stokke gelees. En ek moenie vir jou dom hou nie. Waar? Durban, Oos-London, waar? O, Mauritius. Skus? Delicious Mauritius. My pa het my ma by die stasie gaan aflei en 'n suidkus toe om saam met sy vriende te gaan visvang. Wil jy dit nou 'n stappie verder voer?
Nee, as ek wil gaan visvang, gaan ek. Kan nie nodigheid sien om jou ma by die stasie te laaf. Is jy seker jy en vis het net gesels? Jy het nie dalk so ietsie gebruik ook nie. Nee, net 'n bietjie. Is die wat jy so laf is? Die partykeer verstaan ek jou nie. Die mynbedryf is in 'n krisis. Mense word links en regs afgedank. Hier in hierdie huis het ons nie eens geld vir nuwe handdoeke nie. Maar jy en die mynkaptein wil oorsee gaan visvang. Ja, maar mens moet 6 wees, hè? Ag, ons het maar net daaroor gedroom en gee vir my hierdie boek. Mauritius Fishes. Ja, 'n pragtige boek. Met al die visse wat jy daarin kan vang. En die? Flight schedules en Mauritian hotels. En dan gee jy voor jy droom nie daarvan. Ag, Maggie. Jy het nog nooit 'n rok aangepas en geweet jy kan voor jou siel nooit daai ding bekostig nie. Miskien so 1 of 2 keer. Ja, presies. Ek het maar net 'n bietjie window shopping gedoen. Hy sê kan die brosjure hou maar maandag vir hom die boek teruggee. Baie mooi prentjies en foto's van die visse daarin. Glo baie skaars, uitdrukheid. Die vis is baie erg oor die boek. Asseblief. As jy weer die gier kry om te gaan window shopping doen, bel my dan, hoef ek my nie oor jou te bekommer nie. O, hier spa. Ek het oral gesoek, maar pa se kar was nie eens naby die klub of die hotel nie. As daai tweetjie slaap, lyk hulle nes engeltjies. Ouboet was vanmiddag hier. Hy het kom soek na jou slaapsak. Waar is dit? Is in die ingeboude kas in die gang, in sy huis. Hy het dit nog nooit teruggebring vandat hy het laas geleen het. Wat maak jy? Hy getrol laat vas en maak ook hom maar net skoon. En jy droom net van jou visvangtoer. Ja, ek sal dit tog nooit kan bekostig. Maar het my baie lus gemaak. Toe dacht ek gaan nog 'n bietjie Saterdag daar by die rivier so 'n bietjie papnat maak. En dan kan jy maar en die kinders saam gaan aan. Braai ons ietsie. Voel jy skuldig omdat jy laat gekom het en ons almal oor jou bekommer het? Ja. En ek haat dit om alleen vis te vang. Wimpie het vir niks anders tyd behalwe daai blondie nie en my pa sit in Windhoek in 'n flat met 'n purple rins. En ek weet nie eers waar my kaakop is nie. Ek het vir my ma begin daarom na pa verlang. Natuurlik mis ek hom. Dis my man en ek is lief vir hom. Maar dit beteken nog nie ek vergewe hom nie. Of dat ek hom nie 'n oorvolg gaan gee as ek hom in die hande kry nie. How's dit? Net 3 dinge. 1, ek is bly om te sien pa's veilig by die huis. 2, ek het die slaapsak in my gangkas gekry en 3, ek is op pad. So hou vir my duim vas. Is jy besig met 'n kursus by die werk? Hoe weet pa? Nee, jy klink net soos daai skofbaas daar by ons. As dit klaar is met die effektiewe bestuurskursus. Nee pa, ons mechanics is almal op klantesorg en die spoedleeskursus. Behalwe Spakie, hy is op die gewone leeskursus. Ek is nou so moeg daarvoor om elke dag nuwe klitsplate op ons trokke te sit. Hulle behoort ons drywers almal op daai effektiewe bestuurskursus te stuur. Die kursus in die aand. Nee, by die werk, ouma. Ek is op pad Klerksdorp toe. Ek weet ek die slaapsak gesoek het en so dik aangetrek is. Ek gaan vanaand voor daai groot pawnshop in Hoopstraat slaap. Hoekom? Hulle het môreoggend 'n super duper seil aan die gang. Alles in die winkel is vir halfprys en dan het hulle so 'n paar goeders oral in die winkel weggesteek wat 'n mens kan koop vir R1 elk. Wat se goed? Soos 'n hi-fi en 'n wasmasjien en 'n stofsuier en 'n TV, wat weet sulke goeders. Alles net vir R1 elk. In 'n goeie werkende toestand. Daar's nie daar golfgoed of 'n goeie katrol nie. Ek weet nie, ek sal maar vir pa moet kyk. Maar ek moet waai. As hy winkel môreoggend oopmaak, moet ek eers in die tou wees. En daarvoor gaan jy in die straat slaap. Ja, maar eintlik gaan ek vir die super duper sonder bumper bargain wat 'n mens kan kry vir net 99 sent. Wat is dit? Is 'n kar. 'n Volla. Met net 40.000 op die klok. En al wat hy kort is 'n bumper. Is die ideale kar vir Jolly en die prys is ook net reg. Waar gaan hulle nou kar in die winkel wegsteek? Presies. Is dit dat ek eers in die ry moet wees. Baai. Arme kind. Wat hy nie ook vir daai vrou van hom sal doen nie. Ek wonder wat sy hengelgoed sal hulle daai. Droom jy maar daaroor. Ons moet eers nuwe handdoeke kry.
Teen die tyd wat daai winkel môre oopmaak, is jy al lankal ondergrond. In elk geval dink ek ou boet het alweer die kat aan die stert beet. As hulle môre 'n kar vir 99 sent in Klerksdorp verkoop, slaap die helfte van hierdie dorp en die hele Stilfontein vanaand in Hoopstraat. Ek sal kry. Hallo, Swimps. Wie? O, oupa, watter oupa? O, oupa Gous. Het oupa lekker vis gevang? Is oupa nou by die huis? Nee, ouma is hier, oupa. Nee, sy's in 'n goeie by. Okay, bye. Ouma, oupa sit op die stoep. Hy sê ek moet ouma roep. Ek weet nie of ek lus is om met hom te praat nie. Hy wonder seker hoekom sy klere nie self gewas en gestryk word nie. Wil my mos op die stasie gaan aflaai en sê, good riddance. Julle gaan my sy fortuin vertel. Hallo. Ja, my aspetat. Moekie mis jou net so. Nee, hulle is goed vir my hier. Ja, natuurlik, dis mos waar 'n vrou hoort. Wanneer? Okay, ek sal reg wees. Okay. Nag, papa. Dis mos nou soos 'n man moet wees. Laat my nie eers toe om 'n woord te sê nie, sit my sommer dadelik op my plek. Eintlik moet ek net daai stem hoor en ek is jelly. Ma, is dit hoe ma nou vir pa uittrap? Ja, maar jy moet onthou ek het hom 4 weke laas gesien. Ek het afgekoel. Hy kom my oormôre haal. Ek gaan so lank pak. En toe bevorder jy met jou taak. Baie goed, Tannie. Ek het hierdie pragtigste visprentjies gekry. Kyk. O, dis baie mooi. Dis mooi. Anja, waarna kyk jy? Trande vol kabas, meisiekinders met bikinis. Nee man, ek weet nie hoekom sit Hendrik die ding. Ricky, waar het jy daai mooi visprentjies gekry? Dis in die tydskrifte wat Tannie gesê het ek kan gebruik in 'n ou boek. Watter ou boek? Die een. Ag nee, eintlik mag jy glad nie hierdie boek gebruik het nie. Oom Hendrik gaan die stype kry. Tannie het gesê ek kan alles op die hoop gebruik. Ja, ek weet, dis nie jou fout nie. Ek het dit daar gesit. O, Arie, jy het nogal baie uitgesny. Maar baie kwaadjies, Tannie. Ons kan probeer om dit terug te plak. Ek's weg. Ek het niks aan sien nie. Gaan ek pak kry, Tannie? Nee, natuurlik nie, dis my fout. Gaan Tannie pak kry? Sheila. Ek sal maar gaan loop en kyk of ek nie een te koop kry nie. Kyk, ek staan hier voor in die tuin. Toe kom lewe die bloemiste dit af. Is dit nie pragtig nie? O, dankie ma. Die Hendrik. Is seker oor sy laatkomery van gister. Dis nie vir jou nie. Dis vir my. Het hy vir ma blomme gestuur omdat ma weggaan? Nee, dis van jou pa. Hoor net hierso. Sien jou môre. Baie liefde. Jou kaalkop aspetat. Shame. Gousie mis my. Vir 4 weke moet ek hoor hoe ma nie 'n goeie woord oor pa te sê het nie en nou skielik is hy 'n engeltjie. Ag, ek het afgekoel. In elk geval, ek het my les ook geleer. Skel jou man en jy land sak en pak op die stasie. Streel sy ego en hy dra blomme aan. Sny sy boek op en met sy bas brand. Verskoon my. Waar hoor jy dit? Nee ma, sy praat oor iets anders. Rietjie, gaan kyk vir Tannie wat doen hy sê. Goed, Tannie. Shame. Ek gaan hulle tweetjies mis. Hallo. Ek was by al die boekwinkels. Nie is die biblioteek daai simpel Mauritius Fishes boek nie. Maar as die ou myn kaptein nou so erg is oor die boek, dan sê ek om die geld daarvoor gee. Dis net 'n visboek. Ek voel vreeslik, Tannie. Ag nee my kind, dis nie jou skuld nie. Kom sit by my daar in die kombuis, ek moet kos maak. Die oom gaan nou kom. Hallo Dol. Is ek vroeg genoeg vir almal? Ek weet niks van die visboek af nie. Rietjie, nee, as jy gaan speel julle twee so lank. Wat sê die luid? Hendrik, kom sit. Hendrik, dis alles my skuld.
ongeluk op die hoop boeke gesit wat ek vir Rietjie se taak uitgesoek het. En nou is al die visse in die taak. Jammer, is my skuld. 'n Vis van Wyk gaan 'n vid vang en ek is my bonus kwyt. Wat het die boek met die bonus te doen? Ek moet hom maandag gaan sien oor kop, ma. Sny hy hare? Nee, ma. Kop. K-O-P. Kommunikasie oor prestasie. Die myn doen dit elke 6 maande. En dan kyk hulle na jou werk en dan kry jy daarvolgens 'n merietebonus. Maar wat het die boek daarmee te doen? Ma ken nie die myn nie. As dit so naby koptyd kom, dan raak jy vriendelik met vis en jy begin 'n gesels oor diepsee hengel en al so aan en dan skiet jou bonus die hoogte in. Klink vir my eerder na kruip. Maar die myn is op die oomblik in so gemors. Dit help nie dat jy net jou werk doen nie. My bonus is 0. Hendrik, dan sit ook nog maar tot daarna toe. Ek het my voete afgeloop op soek na nog so 'n boek. Betaal hom vir die boek en as hy dan nog ongelukkig is, kan hy gaan vlieg. Wat is dit? Wat is fout? Die griezeltjies hier agter het vir ons aanmerkings gemaak en ons toe met klippe gegooi. Het hulle julle raak gegooi? Nee, maar hulle het baie leliks vir Nielsie gesê. En toe gee ek die groot griezeltjie 'n klap. Wat het hulle vir jou gesê? Krusie kop. Baie na die hele geklap het. Toe maar my kind, jy kry maar sulke onbeskofte mense. En toe huil die griezeltjie vreeslik en toe kom sy pa uit en gee vir my en Nielsie elkeen 'n klap. Ag, wat? Nou gaan hy griezel raak. Wag, Hendrik. gaan jy eendag keer? Nee, ma, help. Grootooms wat aan klein kindertjies slaan, is die laagste skuim op aarde. Maar toe maar, oom Hendrik gaan hom reg sien. Hier is jou pa. Toe, vra, wie se sin het reg? Toe vra. Hallo pa? Hou dit pa, dankie vir die slaapsak. Hallo. Vra my wat? Die pawnshop in Klerks. Wat het met pa se neus gebeur? Nee, dit nie, stupid. Want ek en nou Griesel het so 'n meningsverskilletjie gemaak, maar is nou alles uitgesort. Hy sal nie weer na my huis kan kyk nie. Net soos ou Spaak jou boel het hom gewoon, hy mag nie weer na sy cherry kyk nie. Ons is nie hier om oor Boela se cherry te praat nie. Pa, die pawnshop in Klerksdorp, is hy in Hoopstraat of in Loopstraat? Nee, sover ek weet het albei daai strate elkeen 'n pandjieswinkel. Maar die sel was by die een in Loopstraat. Hoopstraat. Ja, soos ek vandag by die myn gehoor het, was daai uitverkoping by die pandjieswinkel aan die ander kant van Klersdorp in Koopstraat. Sien jy? Jy was verkeerd. Is nie, ons was albei verkeerd. Ja, nou Giel sê vir my, dit was glo al laas Vrydag. Dan het ek nie net voor die verkeerde pawnshop gaan slaap nie, maar sommer die verkeerde week ook. Ek glo nooit weer 'n woord wat Boela sê nie. En ek hoor, die eienaar se dogter was toe die gelukkige een wat die kar gekry het. Dit gebeur is te goed om waar te wees. Maar is dit nie vir jou snaaks dat daar nie ander mense slaap nie? Dis wat so snaaks was. Daar het mense daar geslaap. En vanoggend toe die son opkom, toe ryk ek 'n rot toe ek opmerk dat daai mense 3 tramps was. Dit was ook hulle wat so geryk het. Presies. Ek skaam my dood dat my man saam met 3 tramps geslaap het. Shame. Boemelaars is ook maar mense. Hulle was ordentlike ouens. Die een het self my gesê, "Hey, vat 'n slukkie van my blou trein vir die koue, nuweling." Ja, ek het nee gesê, want Jollie het my lekker kosmandjie ingepak. Maar iemand het dit in die nag vasgelê. Een van daai tramps. Ek weet, maar hy wou net geproot, toe bring hy dit later weer terug. Hy het gesê hy sal liewer vir my 'n paar lekker asblikke uitwys. Maar ek het alles opgeëet. Jy sê enigiets om my stil te kry. Is nie. Ek het nie daai slag daai minsbols geëet vir jou ma vir ons troue gemaak het nie. Niemand het nie. Die kinders het voor die saal daarmee marbles gespeel. Dis 'n aand wat ek liewer wil vergeet. Ek voel so oor daai aand vir ons verloving. Ek raak sommer nou nog kwaad as ek net aan dink wat daai Doreen van my rok gesê het. Ek weet presies hoe na se arme Karen moes gevoel het. Ek het nogal van Karentjie se rok gehou. Maar sy's daarom gebou.
Sy sal pragtig lyk, al het sy niks aan nie. Maar niemand lyk beter as jy sonder jou leeuvel tiertert nie. Watch it. Nou maar waai pa, ons nog vir ouma gaan goodbye sê, sy waai moes môre. Oei, ek toe daai verkeerde pawnshop vanoggend oopmaak. Toe koop ek dit vir pa vir 50 sent. Ek het geweet pa hou van sulke boeke, Mauritius Fishes. Dis nou pragtig, baie dankie Jolly, dankie man. Ai, dis nou regtig 'n pragtige geskenk. Dis net 'n visboek, pa. Vir julle ja, maar vir my is dit 'n bonus. As sy hier is, ontstel sy my. Maar as sy weggaan, ontstel ek my weer. Ek moet sê, ek gaan jou ma nogal mis. Ek wens ouma was my regte ouma. Werk jy by 'n swetskaperie? Nee, maar sy hou aan die gang. Wat is in die koffertjies dan nie? Geld. Hoe wou myne hê vir die boek wat ek so opgesnip het? Nee. Ou Boet het mos nou vir my 'n ander boek gebring. Ek het 'n preek, is dit geskryf? Waar? Nou steek ek hom in my bakkie weg. Oor die brosjure, nee, dis oukei. Wat se prentjies hier uitgesny? Kaalbas meisies in bikinis. Vir wie? Jy geweet dat Jorie se ma destyds The Face of the 40s gewen het. Is dit? Was 'n gesigtrek kompetisie. Ma wil weet of jy nog lank gaan wees. Nee, die dokter is klaar, die nurse nou net toewerk en skoonmaak. Gaan spring man. Wimps, kyk, ek is gekies as 'n finalis. Finalis wat? Face of the 90s. Geluksons. Hey, dis daai cheeky foto wat ek van jou geneem het met jou hande op jou heupe. Geluk soms. As jy daai kamera wen, is hy myne. Verskoon my. Foxie, as ek nou in jou kar was, het ek al gerol. How's dit? Het julle ouma se groot seun vir haar gebring? Wat hy sy ouma kom kyk. Ouma se liefie kind, ouma se pragtige bonetjie mens. Ai, lag ouma. Toe, lag. Ons het ook saam gekom. Ekskuus, kom binne. Waar is al die mense? Nee, jong, Wimpie en hy sit by die korradies gaan swem. Hendrik is in die garage en oupa's by die werk of by die klub. Ag, ouma het so gelang na haar skattebol. Ek was net besig om kos te maak. Maar julle nie gesê julle kom nie vanaand hier eet nie. Ja, maar ons eet daar by Jolly se maale, dis hulle anniversary. Ja, my pa sê die geheim van 'n suksesvolle huwelik is die feit dat hy minstens 3 tot 4 keer per dag liewer sy bek hou. Ek wil dit 'n bietjie vir Hendrik sê. Well, ons kan nie eintlik lank bly nie, maar ek het 'n hongerige haas in 'n boks in my boot. Haas? Witte, hy lyk nie as die Easter bunny. Ja, nogal. Het my dalk so 'n paar oorskiet wortels nie. Vir die haas. Ja, maar eintlik is dit 'n konyn en hy eet eintlik enige iets. Ek het net blikkies kos en instant TV dinners by die huis. Maar vir wat hou julle 'n konyn aan as julle nie eens kos vir die ding het nie? En julle bring nie daai haas na by hierdie kind nie. Haas is vol siektes en gemors en hare. Nee, maar ons wil hom nie aanhou nie. Dis net 'n Johnny by die werk boer met konyne. En elke jaar by die Klerksdorp skou dan gee hulle 'n prys vir die ou met die beste konyn. Ja? Maar die probleem is elke teeler mag net 1 konyn inskryf. En Johnny het 3 konyne wat so te sê gelyk eerste gaan kom. En nou skryf hy en sy vrou elkeen een in en ek die derde. Dis oneerlik. Nee, dit is nie. Ek hou die konyn tot na die skou en ek betaal die R10 registrasie voor. Ja, mense kan eintlik sê Niels te aandele in die konyn, maar weet soos jy skoor aandele. Ja, maar myne is 50-50. So jy het so half en half vir halwe haas. Ja, ek hou die haas vir 'n week met die helfte van die prys vir altyd. Ja, mense moet eintlik sê Niels het 'n aandeel in die prys, maar timeshare in die haas. Maar dit klink nog steeds vir my na gekonkel. En as jy nou sou wen, wat is die eerste prys? Johnny sê laas jaar was dit my net R200, maar hierdie jaar is dalk maklik 1000. Ja, of selfs meer. Ou, as jy 'n geldmoeilikheid het, gaan praat met pa. Nee, maar ons is okay, is in elk geval amper die einde van die maand. Ek doen maar net om ou Johnny te help. Hoeveel?
Net R10, pa. Dan is dit 5-1 as die Haas wen. Ja, pa kan nie verloor nie. OK. Dankie, pa. Jy sien, dis nou wat gebeur as 'n laaitie met die kante sny en die bure se dogter lê aan die ander kant van die draad in tank. Maar seker is nie die motor nie. Nee man, die masjien maak keer niks. Dis die gat wat gekoek is. Omdat Wimpie werk waar hy kyk en nie kyk waar hy werk nie. Ek het laas so 'n gekoek gesien toe ou Swannie 6 van sy stokke se aas met 'n hengelkompetisie met sy laaitie se Rowdy ou remote control bootjie probeer uitvat het. Ja, maar dit sou nie so erg gewees as hy nie so getrek was nie. Waarom moet Wimpie hierdie ding self regmaak? As ek hom lank genoeg hier kan kry. Hy's deesdae meer in die Corradi se swembad as by die huis. Maar seker is nie hierdie motor wat te vinnig draai nie. As jou hande juk gaan werk aan jou wasmasjien se motor, moenie hier kom Peter nie. Wat weet? Ek het 'n ou yskas motor daar by die huis. Miskien kan ek in die buitekamer vir die konyn 'n extraction fan insit. Wat ek nou nie verstaan nie, is wat wil jy nou aan met die konyn maak as die skou eers Saterdag? Nee, pa, die konyn moet aan my gewoond raak. Ou Johnny sê as daai haas uit my arms gaan spring by die skou en na hom toe hardloop, gaan almal sien 'n syne. Maar jy laat hom nie naby Henrikie kom nie. Die ding kan vol siekte so goed wees. Nee, pa, die haas is gepedigree, hy het al sy inspuitings en inente gehad. Nee. En ons noem hom Bunny. En hy sou te sê nog onder garantie. Nee. O, jy moet ry, anders gaan julle laat wees. Jollie wag. Is Wimpie nog hier? Nee, jy's ook nie. Ek gaan die Konradies bel want ek wil opskep. Nee, dis die skoolpunte gegee het vir rondloop, het daai twee albei onderskeiding gekry. Lolly sê haar beste vakke op skool was make-up en top 20. Daai kinders van jou tender vir 'n pak slag. Ons is nou daar, maar genuine. En dit was 20 minute gelede. Nou dit sal nou end kry. As ons eet, dan moet hulle hier wees. Het ons nou vir jou vandag 'n ding daar by die werk gehad? Ek het al begin bekommerd raak, pa. Ja, Maggie, sorry, ek moes eintlik gebel het, maar ek wou nie die aksie mis nie. Het ons nou vandag vir jou 'n ding daar by die werk gehad? Sit, pa. Ek het gedink pa is miskien na die klip toe. Nee, ek het heeltemal genoeg moeilikheid vir een dag gehad. Het ons nou vandag vir jou 'n ding daar by die werk gehad? Wat het gebeur by die werk, pa? I thought you'd never ask. Hier rond met 'n mens jy mos eers lam skimp voor die penny drop. Daai Engelse skool wat daar langs die geskeide gosens bly. Sy vrou ry mos so 'n klein grys Angliakie. Ja. En toe vlieg sy vandag daar by ons car wash in soos 'n wille wragtig en daar knyp die rollers haar vas. Nooit. Ja. Ons het als probeer, maar ons kon daai Angliakie nie beweeg nie. Ons moes die fire brigade kry om haar uit te haal. Dis alright. Ja, nou, maar toe sy vas was, het sy skoon uitgepaas van paniek. Ek sou ook. En nou het ek môre die dag af, want die masjiene en die rollers moet eers reggemaak word. Eet pa se kos, dit word koud. Ek is net bly die arme vrou het nie seer gekry nie. Nou ma, pa, lyk my ons is net betyds. Jou ma moet van julle so mooi nie beskou. Gaan was jy daarna en kom eet. Hendrik gaan jy niks sien. Is dit nou tyd om hier aan te kom? Wat? Ek wil nou nie inmeng wanneer jy op die punt is om jou kinders uit te vreet nie. Maar as ek dit nie nou doen nie, kry ek dalk later nie 'n kans nie. Mykie, gee my asseblief daai tomatiesous. Pa weet mos ek skel nooit aan tafel nie. Na ete wil ek 'n bietjie met julle tweeetjies gesels. Ja. Ek haat dit as Hendrik so baasspelerig is en my kleinkinders uitskel. Hulle kan gelukkig wees en hulle het nie albei 'n goeie pak slaag gekry nie. Dit sou my nie verbaas nie. Hendrik het so 'n effense afwykende neiging om geweld te gebruik. Pa, dis glad nie so nie. Daai twee raak so mak, Hendrik moet hulle vasvat. Ja, al miskien. Hy is geneig om dinge te oordoen. Wat gaan pa môre doen? Net mooi boggerol. Pa moet vir pa iets kry om pa se afdaag om te kry. 'n Belangstelling of so iets. Ek stel belang, Maggie, maar dan switch hulle my af as hulle vir my sê oom. Ek bedoel 'n stokperdjie, pa. Dit klink vir my soos aeropleintjies by of seels versamel. Nee, dankie, ek is heeltemal te jonk daarvoor. Pa, daar's ander stokperdjies ook.
Party mense verdien selfs geld met hulle stokperdjies. Ja, maar dan het daai perdjies nie stokkies nie, maar jockies. Waar gehoor wat die Big Six betaal? Ja. Wat sê die kinders? Nee, hulle sê as hulle 'n swembad gehad het, dan was dit nie vir hulle nodig om by ander mense te gaan swem. En toe slaan jy hulle. Nee, ek het hulle net gehok. Nou wat is die arme kinders veronderstel om te doen as hulle warm kry en hulle maat swem almal? Hulle kan doen wat ek moes gedoen het toe ek hulle ouderdom was. Hulle kan mekaar hier agter in die yard by die housepyp natspuit. As jy my vra, al sekere mense hulle bevoeterdheid op hulle kinders uit omdat hulle die Big Six met 2 nommers gemis het. Speel sekere mense alweer perde. Sekere mense weet nie hoe om dinge vir hulle self te hou nie. Hallo. Hallo Sarah, is Nols daar? Ek voel lus om te gaan visvang. Wat? Wat maak jy in die asgate? Waar? By die munisipale dam? Ja, ek sal dit graag wil kyk. Ja, ek sal hom sê. Ja, okay, bye. Dis seker die naaste wat ek ooit aan water sal kom. Ons sal daarom 'n tan kan kry want dit is 'n north facing zinc. Was inkry klaar. Alfred! Kom. Kom my Jimmy Cook. Asseblief. Sorry, ek sal dit opklaar. Eerder clumsy koek. Ek het my konyn geregistreer, kan Wimpie my dalk kom help maak? Waarmee? Jo. Kan nie, ek self gehok. Maar hoekom? Die twee het mos geen benul van tyd nie. Hoe lank gaan julle weg wees? Chop maar, net vinnig skougronde toe en terug. Asseblief maar. OK. Maar julle is terug as jou pa by die huis kom. Ou, is jy seker jy wil hê ou Butterfingers moet jou help? Wat spring man. Kom maar Wimpie, ek het so gevoel oor daai haas. Ek sien al die opskrifte. Niels van Ton, konyn koning van Orkney en sy kampioen. In die koerante. Tussen hakies, Niels is die een links op die foto. Maar sê sy moet nie dink sy slim en dan simpel wees nie. Yes. Moenie dink jy slim en dan simpel wees nie. Dankie ma. Hier, ek het klaar geroer. Dis op is warm. Die pa kon daarom maar vir ons 'n nota gelaat het. Net om te sê waarheen hy gaan en wanneer hy terugkom. Ja, ek is seker hy gaan visvang. Ek sien die myn speel môre op Potch. Ek wonder of sal hy wil deurry. Gaan speel liewer golf. Ek dink natuurlik my pa was reg. Mens kan nie teen 16 man speel nie, veral as jy een nog deur 'n vletjie asemhaal. Hendrik? Ja, okay, dalk was hy nou verkeerd om 'n klip in sy nartjie te sit. Gaan speel liewer golf. Het oupa moeilikheid opgetel by die viswater? Nee man, ek het daar in die asgate gaan rondkrap. Ag, sies pa, dis agtertans. Jy het gesê ek moet 'n stokperdjie kry. Dis baie gewild. Kyk hier. Dis my eerste skat. In Klerksdorp betaal hulle glo tot R50 vir so 'n bottel. Pas dit nie daai vuil klere in my wasmasjien nie. Ek sal dit by die werk deur die car wash sit. Hallo oupa. Sis, het oupa iets getrap? Hoe lyk dit vir jou? Het iets op oupa getrap. Julle sal nog sien ek gaan baie geld maak met die bottels. Wag dat ek gaan stort. Ek het iewers gelees dat die ou mense hulle diamante in sulke bottels weggesteek het. Wat glas roes mos nie. Es? Hoekom sê jy dit nie op TV nie? Dat ons die hele Orkney môre in die asgate. Ek sien die myn speel môre op Potch. Sal ons deurry? Dankie maar nee, dankie. Tyd is geld. En soos Nol sê, die bottels roep. Vir wie het dit gesê? Vir Swannie? Nee man, Swannie dop glo nie meer nie. In elk geval, ek grou liewerster bottels in Orkney as wat ek bottels gooi in Potch. Het oupa in die damp gaan rondkrap. Ja. Ek het iewers gelees van 'n ou in Amerika wat 'n kierie opgetel het. En toe hy dit so draai, is dit vol diamante. Ek weet so iets wat 'n bietjie met ons gebeur. Easy come, easy go. Ja. As 'n mens werk vir jou geld, dan waardeer jy dit meer. Nee, easy come, easy go is die perd wat my die Big Six gekos het. Wonder
dit wees. Wimpie, gaan maak oop. Hello, is this the home of Mr. Van Ton? Who wants to know? Wimpie, laat die man inkom. Hello, I'm Carlos Cagiadis. You can call me Carlos. Ja, ek is Hendrik van Tonner, you can call me Mr. Van Tonner. Aangename kennis, Mr. Van Ton. Wat kan ek vir jou doen? Wel, namens ons baie geluk. En hier vir jou, free, gratis en ook for nothing, chemicals to get you started. Baie geluk. Started with what? You must be Mrs. Van Ton. Ja, dit is Maggie Van Tonner, my vrou. Please, call me Carlos. Ek gaan jou 'n hele paar ander goed noem, jy nie vir my sê dat maak jy. Well, where was I? Yes, the chemicals to get you started. Started with what? Dit lyk vir my so skoonmaak. Die bad. Die badkamer. Swembad. Swembad. Nee, ons het nie 'n swembad nie. Hier moet 'n fout wees. No, here it is written swart op black. Nee, regtig meneer Carlos. Buite nou vir die pere. Vir my man geen kompetisies in nie. En ons het nie 'n swembad om die skoonmaak goed in te gooi nie. Nog nie. Er is geen competitie nie. Dit is 'n request to call on you. Kyk hier. Ja, ek stel belang in. Yes, I am interested in a sprankelende instant pool, a sparkling instant pool. Besoek my gerus thuis. Please call on me at home. H. Van Tonner en die adres. Maggie, dis my handtekening net beter. En watter tydskrif was dit? Well, geen tydskrif mevrou. Your husband het die by ons show installetjie ingevul homself het gedoen. Hy kon. Nie ek nie. Sorry pa, ek het net gedog ons kan dalk 'n swembad kry en as ek met jou klaar is, gaan jy doen wat Dog gedoen het. Van wanneer af maak jy jou pa se handtekening na? Ja, wie het jou die reg gegee om goed namens my in te vul en dan op my handtekening te teken op? Yes, explain yourself. Nee, niemand nie pa. Nee. Ek het gedog is 'n kompetisie om 'n swembad te wen, pa, en toe vul ek die vormpie in. Toe sien ek 'n ou moet bo 18 wees en toe tog ek wel pa is. Well, seeing as I'm here, let me show you people our products. Please, sit down. Make yourselves comfortable. Jy swembad rep. Ek bemark gerief. Investment in die gesondheid. Your leisure is my pleasure. Ja, ons het nie 'n swembad nodig nie. In elk geval kry ons leisure so te sê verniet by die klub. Ja, en daar is die drank ook goedkoper. Maggie, dis 'n deel van Hendrik se byvoordele. You must be Mr. Van Tonner Senior. Please, call me Carlos. Ja. Smous jy insurance? Instant pools, Carlos Cagiadis. My cousin, Nikos Mykonos, he is in the insurance game. Ja, dis hoor wat meneer Mykonos te sê het. Dit sal nogal lekker wees om 'n swembad te hê. Instant pools het baie voordele. Dit verhoog die waarde van jou eiendom en dit verminder die gras wat gesny moet word. En dan los dit jou met meer pool om skoon te maak. Nie 'n instant pool nie. Hy maak homself skoon. Hy gooi sommer die chemicals in wat jy al reeds het. Ons beloof ons sal die swembad skoonmaak, pa. Man, jy het ons hier ingekry, los my dat ek ons hier uitkry. Sal nogal lekker wees. Veral na so 'n lang dag by die asgate. Dan kan ek sommer swem en shower gelyk. Yes. Hallo? Hallo Jolly. Jong, ek kan nie nou praat oor die swembadmense hierso. Instant pools. Ja, man, dis daai wat hulle sommer klaar in die oggend kom aflaai en in die middag kan jy swem. Ja. Okay, ek bel jou terug. Bye-bye. Kyk solank na al die verskillende designs en dan kan ek die raad gee oor watter design by u gesin sal pas. Nee, wag, sien die stoppie los. Swembadens is duur. Compared to what? Ons kan u 'n pakket aanbied wat u sak sal pas. En ons het selfs die swim now pay later skema. Sal help om die kinders vir die straat te hou. Exactly. En meneer, jy's onder geen verpligting nie.
jy kan enige design kies. En ons vat ook creditcards. Nou, byvoorbeeld, daar is die Coco de Mer, dit is die Cocobana, en daai een is die heel kleinste, die Coco Nut. En onthou, ons vat al die creditcards. Ek sien nêrens pryse hier. Dit is omdat ons 'n instant pool aanbied wat jou sak kan pas, of kan afford, of bekostig nog. Doen julle dan opblaaspools op? Hendrik, kyk hierdie watervalletjie in die pooldek. Wat kos die goed? As u nou bereid is om te sign, kan ek vir jou die spesiale show afslag van 17,5% bied. Moet net nie hierdie oomblik mis om die huis in 'n oasis te ontskep. Dink net. Sun-drenched days, lacing by the pool, girls in bikinis, drinks in coconuts. Wat die ou. As almal julle pools koop, dan speel Sun City bankrot. Hoeveel? Well, this is not a problem. This we can discuss. Read my lips. How much? How much? A few grand. Wat noem jy 'n few? Plus, minus 12. R12.000. Carlos. Get into your car and get lost. Does this mean you don't want a pool? Man, en dan jy nog die chick om in my stoel op te sit. Hey! We've also got second-hand pools. Nee. Hallo Dol, ek is terug. Effens vroeg. Ek het net 9 puitjies gespeel, die baan was 'n bietjie vol. Maar my putting kom reg. Ou Butch Miller het so 'n bietjie van 'n afdag gehad. Hy kan dit nie vat om te verloor nie, hallo. Jy kan ook maar lekker grom as jy die dag af is. Ja, maar as ek verloor is dit net 'n natuurlike gegrom. Dit is so 'n bietjie van 'n sulk. Ek dreig nooit my caddy met hofsaake nie. En nog minder gaan sit ek in die banker en huil. Julle is almal 'n klomp slegte verloorders. Ja, ek is trots daarop. Aan golf kan mens nie bekostig om 'n goeie verloorder te wees nie. Bog, Nou, die probleem met 'n goeie verloorder is hy kry gou die slegte gewoonte om aan mekaar te verloor. Ek gaan koffie maak. Golf vir die slegte gewoonte om van elke man weer 'n punt te maak. Ou Boet sê, sy golf is vir hom soos 'n liefdesverhouding. As hy nie ernstig is nie, geniet hy dit nie. En as hy ernstig is, dan breek dit sy hart. My pa toe laat kyk na die rug van hom. Ja, na gesukkel is hy toe weg dokter toe. Die gegrou in die as gehad, is moeilikheid soek op sy jare. Hoor is seker weer ou Boet en Jolly. How's that? Ek by my ma genoem. Hoe was dit by die skou? Maar vra nog, ek het my ooit my kop geskaam. Ag Boeks, dit was nie so erg nie. Ek het gesê dit is oneerlik om voor te gee dat jy 'n haarsteeler is. Was nie dit nie, ma. Dis wat die haas gedoen het. Ag man, haase doen dit elke dag. Dis niks om hier oor te skaam, dit gebeur elke dag in die natuur. Jou haas moleste gemaak tussen al die ander. Maar dit kom dan van as jy voorgee asof jy iets van iets weet waarvan jy net mooi niks weet nie. Ag Boeks, enigiemand kan 'n fout maak. Hy het sy konyn Bunny in die kategorie vir mannetjies konyne gaan inskryf wat vir teeldoeleindes gebruik kan word. Ja. En net daar, voor die beoordelaars en al die mense, kry Bunny sulke rukke en trekke en soos blits 12 klein konyntjies. Toe word Bunny 'n mammie. En ek voel soos 'n haas. Wat moet jy dan gekyk? Ek het nie gekyk nie, pa. Ek wou nie ongeskik wees nie. Al wat ek gesien het was die geld. En dit kom nog van as jy net iets vir die geld wil doen. In elk geval het Johnny deur sy tande gelieg. R1000 of selfs meer. Ha! Die eerste prys is 'n sertifikaat en 'n gratis kursus in ballroom dancing. Hulle het seker gedink as jy jou wil voordoen vir 'n haasboer,
Dan ken jy dan seker die verskil tussen 'n ramba en 'n samba. Ag asseblief, Hendrik. Hey, wat het geword van my 5-1? Pa kan nie verloor nie. Ek wil my R10 terug. Hendrik, eers perde en nou konyne. Pa, dit was nie 'n weddenskap nie. Pa het eintlik meer borg gestaan. Maar as Johnny my helfte van die kleintjies verkoop het, sal pa se geld terugkry. Kom slaap, Wimpie. Ek lê in tuin, spuit in my nat en ek het vanoggend my hare gewas gecondition. Sy het my eerste met 'n modderklont gegooi. Kom jou voet verder, hoor nie uit. En net gisteraand het daai luitjie sy laaste waarskuwing gehad oor hierdie handtekening besigheid. Gestraf soos my pa my altyd gestraf het. Dit was vreeslik. Hy het my make-up toegesluit. Nee, Wanneer gaan pa die swembad insit? Ons moet 'n bietjie kom goef. dis te duur. Nee, maar doen met hom Jakkie Konradie gedoen het en bou die ding sommer self. Nee man, dis geen 'n swembad nie, dis 'n dam waaraan hy die visse mak wat hy elke jaar die kompetisie mee wen. Hey, ek moes lankal gegaan het. Ek voel nou so lekker, my hele lyf gloei. Dit afterglow. Pa, ek het gedink pa se rug na 'n dokter toe. Ja, ek was. Maar toe stuur hy my vir 'n massage na so 'n blonde kop Annabel toe. Sy het so 'n plekkie daarbo in die supermark. Het die dokter oupa na 'n massageparlor toe gestuur? Ja, dis net die regte medisyne vir 'n man van my ouderdom. Hoe lank al dreig ek nou al met my rug? Probeer dit, Hendrik, en jy sal meer as net 'n rugpyn hê. Pa, ek het nie geweet daar is 'n masseursalon bo die supermark nie. Wat is die plek se naam? Nogal iets grand. Iets soos physiotherapist.